Miskien is jy hier vanoggend en jy het regtig iets om te vergewe. Klein of groot. Ek weet dit is moeilike en sensitiewe goed. Dalk is daar iets wat jy moet vergewe wat al baie lank kom. Ek meen, ek praat baie keer met mense wat vir 50 jaar aan iets vashou. Wat vashou in iets wat iemand gedoen het wat al dood is. Is moeilik. En miskien in jou huishouding is dit klein goed. Herhaalde oortredings, bitterheid tussen mense. Is nie 'n ligte saak nie. Maar is vir God ongelooflik belangrik. Want is aan die hart van die evangelie. En daarom, wanneer Petrus vir Jesus 'n vraag kom vra oor vergifnis, neem Jesus die tyd om 'n gelykenis dan nou te vertel. Dit was die manier hoe Jesus sy boodskap oorgedra het, is deur gelykenisse. En in hierdie gelykenis is daar eintlik goed wat heeltemal hiperbolies is, wat oordrewe is, julle sal nou hoor. Maar dit is omdat God so 'n sterk boodskap vir ons wil gee daaroor. So kom ons lees saam daar uit Matteus hoofstuk 18 van vers 21 tot vers 35. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra, Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe? Nou, miskien kan ek net gou myself hier onderbreek, ekskuus. Net om konteks te gee. In die Joodse kringe van daai tyd het verskillende rabbies verskillende leerstellings gehad oor vergifnis. En die konsensus onder baie groepe was dat 3 keer tot 'n mate die limiet was. So in daai kringe, in baie van die leerskole, as ek dit so kan stel, was dit al vir gesegde dat, jy weet, om baie te vergewe, is om iets 3 keer te vergewe. So as Petrus vir Jesus vra, tot 7 keer, dan is dit eintlik asof hy wil kom vroom wees. Hy wil eintlik dan vir Jesus kom wys, maar, jy weet, ek is bereid om 'n dubbel plus nog 'n bietjie. So eintlik dink hy nou, Jesus gaan vir hom half sê, weet jy wat, 4 is okay. Dit is in 'n sekere sin Petrus se verwagting. Nou kom ons kyk wat sê Jesus vir hom. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. Nou, julle moet verstaan, dit gaan nie oor die hoeveelheid wat Jesus hier sê nie. As jy moet tel, is dit eintlik presies waar die probleem lê. Maar dan gebruik hy nou 'n gelykenis om dit mooi te verduidelik. Daarom is die koninkryk van die hemele soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit verkoop word, en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my en ek sal u alles terugbetaal. Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie. Inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Baie keer vertel 'n prentjie of 'n foto 'n storie. Ons weet dit. Op hierdie foto afgekom van 'n verwaarloosde huis. Die persoon wat die foto geneem het,
ken nie die storie van wat daar gebeur het of wat die agtergrond of die konteks is nie. Maar as jy gaan kyk na die foto, dan sien jy dit is 'n swart muur waarop die woorde I forgive you in wit oor en oor en oor en oor en oor geskryf is. En ek dink hierdie foto vertel 'n storie, daar's baie misterie in dit en baie wat ons dalk nie verstaan nie. Kom ons dink 'n oomblik daaroor. Is hierdie geskryf deur iemand wat sukkel om te vergewe? En die oortreding wat teen hulle begaan is sodat hulle wil dit vergewe, maar dit is asof die proses om dit die hele tyd neer te skryf vir hulle amper soos 'n manier is om te probeer om te vergewe, want hulle kry dit nie reg nie. So dan wys hierdie foto vir ons iets op die stryd van vergifnis, om dit te wil doen, maar dit nie reg te kry nie en oor en oor en oor en oor te probeer. Of is dit dat die oortredings teen hierdie persoon herhaal? En hulle dan elke keer soos wat iets nuuts gebeur, weer moet vergewe en weer moet vergewe. So dit kan selfs iets wees soos huishoudelike geweld wat ons hier dalk sien afspeel. Of is dit dat hierdie geskryf is vir iemand wat in hierdie kamer gebly het? Met ander woorde, nie die persoon wat in die kamer bly nie, maar iemand het dit vir hulle geskryf, want hulle sukkel om vergifnis te ontvang. En nou word hulle herinner, maar ek vergewe jou, ek vergewe jou, ek vergewe jou. En hoe jy hierdie interpreteer, verklap waarskynlik iets van jou eie stryd met vergifnis. Dis of dat jy sukkel, maar jy wil, of dat daar telkens teen jou oortree word en jy maar weer probeer, of dat jy dit nie reg kry nie, of dat jy sukkel om dit te ontvang. Nou, ek gaan vandag net 'n bietjie anders doen en ek gaan die teks gebruik om ons te help. Die teks spreek tot ons. Maar ek het 5 vrae wat ek wil vra en ek wil jy moet saam met my daaroor dink. En self krities daaroor dink is hoe sien jy dit? En waar is jou struweling en jou uitdaging? Die eerste vraag wat ek het is, hoekom is vergifnis so moeilik? Miskien is jy hier en dit is vir jou verskriklik maklik, maar ek wil jou herinner aan C.S. Lewis se woorde wat gesê het, vergifnis is 'n wonderlike idee totdat daar iets is wat jy regtig moet vergewe. Nee, dis ons die waarheid. Jy sê ek vergewe maklik, maar het daar 'n moment al regtig gekom waar iemand genuen iets aan jou gedoen het wat jou seer gemaak het? Een van die redes hoekom ek dink dis baie moeilik is omdat van ons sterkste emosies hou verband hiermee. En 2 van daai emosies is woede en hartseer. Woede en hartseer is van die emosies wat ons die hardste dryf as mense. Iets wat ons innerlik beweeg en iets waarvoor ons 'n uitkomste soek. Iemand wat regtig kwaad is, wil iets doen met daai woede. Dis energie wat moet uitkom op 'n manier. Iemand wat regtig hartseer is en seer het, wil hê dat dit op 'n manier reggemaak moet word. So die uitdaging van vergifnis lê daarin dat ons eintlik ons hartseer op 'n manier die verwagting het dat iemand wat teen ons oortree iets moet doen om dit reg te maak. Dis menslik. Ons soek berou, ons soek herstel, ons soek genesing. Vergifnis vra van ons om onvoorwaardelik dan nou dit te laat gaan. Woede is gedryf deur grense wat oortree is en wanneer dit gebeur, dan soek ons geregtigheid. Ons soek regverdigheid. Justice. So of ons wil hê dat iemand uiteindelik moet regstel teenoor ons wat hulle verkeerd gedoen het, of dat hulle op 'n manier moet betaal daarvoor. Maar vra vir enige iemand wat nie vergewe nie of daai persoon se benadeling regtig die ding beter gemaak het vir hulle en jy sal dikwels die antwoord kry nee. Daar's altyd hierdie ontevredenheid. So vergifnis se uitdaging lê aan die ego van die mens. Ons wat wil opstaan ook vir ons regte en wil aandring op dit waarop ons geregtig is. Nou as ek dit alles dan nou sê, dan beteken dit
nie noodwendig dat vergifnis gevolge net gaan wegvat nie. Maar vergifnis self beteken dat jy nie meer iets reken teen iemand nie. Dalk nog verder gestel dat jy die reg om wraak te neem laat vaar en hulle vryspreek. Maar nou as ons kyk na die goed wat mense aan mekaar doen en wat dalk al aan jou gedoen is die tweede vraag wat ek het dan vandag, is dit nie onredelik van God om dit te verwag nie? Ek meen, come on, nee? Regtig iemand vryspreek, kwytskeld van moord wat hulle gepleeg het, ontrouheid, verwerping, die woorde waarmee jy beledig is in jou lewe, die seer wat jy gekry het, dikwels die goed wat ons ouers aan ons doen en wat hulle van, is dit nie onredelik van God om van ons te verwag om hierdie massiewe groot dinge wat mense ons aandoen, to let them off the hook, om hulle vry te spreek van dit. En dan is dit waar hierdie teksgedeelte vir ons baie antwoorde gee. So wat ons lees hierso in Matteus 18 in hierdie gelykenis, is dat Jesus sê, daar was hierdie koning gewees en daar was slawe wat vir hom gewerk het, en hy het die skuld toe nou begin nagaan van sy dienaars. Die woord slaaf hier kan ook maar vertaal word met dienaar. Jy kan nou hoor, daar's hierdie koning wat hierdie groot huishouding het en verskillende slawe het verskillende werke. So 'n slaaf was nou nie iemand wat belangrike rolle kon vervul. 'n Voorbeeld is iemand soos Josef, wat 'n slaaf was, maar hy was soos 'n gouverneur oor die hele land omtrent gewees. So dit kan wees dat slawe bestuursposisies beklee het in huishoudings. En so gebeur dit dat slawe baie keer lenings aangaan by die heersers. En op die manier dan nou krediet toegestaan word. En die koning gaan toe en hy begin die rekeninge nagaan. En hy sien, maar hier's 'n slaaf wat hom 'n redelike hoeveelheid geld skuld. Nou die 1983 vertaling praat van miljoene rande. Dis nie akkuraat nie. Ek sê dit nou, so dit probeer eintlik al sê dis baie geld. Maar net om dit in perspektief te sit, hier word gepraat van 10.000 talente. Nou, 1 talent is dan nou 6.000 denarius. En 1 denarius is 'n dagloon. Okay? So, kom ons doen die wiskunde vir 'n oomblik. As jy dit afbreek in Suid-Afrikaanse terme van minimumloon, dan is 10.000 talente 13,8 miljard rand. Okay, so as jy met my is 13.800 miljoen rand, om dit dan nou so te stel. So dit is 'n onbetaalbare bedrag. Jesus probeer hierso eintlik illustreer, dis onmoontlik. Dit is nie, dit word nie in terme, ons sou dit amper makliker kon sê soos ziljoene rande. Jy weet, dis mos so mense, dis 'n ziljoen dollars wat hy skuld het. Onmoontlik om terug te betaal. Die koning sê toe, okay, hy gaan nou dan nou sy vrou en sy kinders en almal dan nou laat verkoop, want dit is die enigste manier om 'n mate van herstel en restituisie dan nou te bring. En toe smeek hierdie slaaf hom. Toe smeek hy hom en sê, asseblief, wees net geduldig, ek sal jou terugbetaal. Hy weet hy kan nie. Ek meen, ons nou nie 'n manier nie. Hy kan nie. En toe, en dit is hierdie wonderlike woord wat Jesus in sy gelykenisse gebruik, die koning het hom innig jammer gekry, van sy ingewandes beweeg. Hierdie diep meelewing en simpatie omgee vir hierdie persoon. En hy skryf daai skuld af. Ek weet nie, die van julle wat hier is, wat, ek gaan nou so in die lig in kyk, dat ek nie julle reaksies sien, die van julle wat dalk baie skuld het, nee. Dink hoe sal dit wees, as daai bedrag net weg is. Klink lekker, nee. Dis wat hierdie scenario, en wat sal die verwagte reaksie wees? Woehoe, jy weet, lekker, wonderlik. Maar nou gaan hierdie slaaf, wat nou net hierdie kwytskelding en genade ontvang het, gaan uit. En die eerste persoon wat hy raakloop, is iemand wat hom geld skuld.
En weet julle hoeveel skuld hierdie ou hom? R23.000. Dis hoeveel hy hom skuld. Okay, ons het nou gegaan van 13,8 miljard, né? Dan loop hy ou raak wat hom, dit behoort ons nou nie moeilik te wees nie. Dit is net R23.000. Om dit volgens skaal af te breek, dis so goed soos iemand, ja, dis so goed soos die koning, dis soos R400 teenoor R240 miljoen. As jy dit in perspektief wil sien, as jy dit in geldwaarde teenoor jouself. So hy is nou net R240 miljoen afgeskryf, maar nou wil hy hierdie ou R400. En wat doen hy? Hy wurg hom. Dit is letterlik, hy is aggressief teenoor hom en hy wurg hom. En hy sê, gee my geld, en hy laat hom toesluit, omdat hy nie kan betaal nie. Is dit nie onredelik van God om dit van my te verwag om te vergewe nie? Jesus sê, dit is so onredelik. Die onredelike deel is om te dink dat jy nie sal vergewe nie. Want as jou skuld op hierdie manier afgeskryf is dit dan nie belaglik om te dink dat jy nie dit vir iemand anders sal doen nie? Dis hoe Jesus hierdie vraag dan nou antwoord. Met hierdie belaglike, hiperboliese gelykenis. En dan onmiddellik, en dit bring my dan by my derde vraag, want almal sal toegee, yes, dis waar, nee. My skuld is afgeskryf, daarom moet ek en kan ek vergewe. Maar ons vang onsself dink, is dit wat ek dan nou teenoor God gedoen het, regtig so erg? Is dit soos hierdie bodemlose put van skuld, soos wat hierdie eerste slaaf gehad het teenoor die koning? En is vir ons nodig om daaroor te reflekteer oor tye, want die basis van 'n onvergewensgesindheid is 'n gebrekkige begrip aan die vergifnis wat jy ontvang het. Dit is die ontstaanplek daarvan. En dit lê in die hardheid van 'n hart wat selfgeregtigheid wil nastreef. Is dit wat ek teenoor God gedoen het regtig so erg? Is my sonde nou regtig so groot dat dit vir God so erg is as ek iets nie laat gaan nie? Vriende, ek dink as Jesus hierdie beeld gebruik, dan sê hy eintlik dat daar is nie iets wat ons kan doen wat ooit eintlik 'n begrip kan gee van hoe groot ons sonde is teenoor ons Skepper en ons Verlosser nie. En daar is ook geen manier wat ons ooit dit sal kan terugbetaal nie. Ons is die Petrus wat Jesus verloon het, nadat hulle so naby aan hom geloop het. Ons is die Romeinse soldaat wat sy spykers in sy hande ingeslaan het, wat die spies in sy sy ingedruk het. Ons is die disippels wat hoewel hulle jare saam met Jesus rondgeloop het, sy wonderwerke gesien het, geglo het in hom, weggehardloop het toe hy gekruisig is. Dit is elkeen van ons. En ek wil hê met jouself 'n oomblik indink hoe dit vir jou sal wees. God wat alles gemaak het, die skepper van alle dinge, wat geregtig is op die getrouheid en lojaliteit van alle mense. Hy het ons geskep. Word verwerp deur die wat hom geskep, wat hy geskep het. Johannes 1 sê, Jesus het gekom na die wêreld toe, die wêreld van wie hy die skepper was, maar sy eie mense het hom nie geken nie. Dit is ook ons. Dit is ons in elke sonde, in elke oomblik waarin ons kies vir dit wat ek wil hê, teenoor dit wat God wil hê. En die skuld hoop op en op en op. Wat is Jesus se lewe werd? As jy dit nou in 'n waarde moes omsit op 'n manier, wat sou dit vir God werd wees om sy eie seun te stuur? Maar tog is dit die keuse wat hy maak, die sonde van die mens, my en jou sonde, is genoeg dat dit vir hom regverdig het dat sy seun met sy lewe moes betaal. Ek het al dikwels hier gesê dat God het jou so lief, dat as jy die enigste mens was wat ooit geleef het, sou Jesus steeds vir jou gesterf het. Maar dit is soos 'n muntstuk met twee kante, want die ander kant van daai muntstuk is dat
my sonde is so groot, dat dit steeds sou nodig wees vir Jesus, om net vir my te sterf. En hy was bereid om dit te doen. Hierdie vraag moet jy vir jouself antwoord, en ek dink, as jy kan verstaan dat die gewig van wat Jesus moes doen, vir my en jou om vrygespreek te wees, sal jy miskien 'n begrip hê van die grootheid van God se genade teenoor jou. Dis tweede laaste vraag vanoggend. Ek wil nou graag vergewe, maar hoe doen ek dit? Ek dink eerstens is die plek om te begin is om vir God te vra om jou 'n begrip te gee van hoe groot sy vergifnis teenoor jou is. Dis bitter moeilik om te vergewe as jy nie vergifnis kon ontvang nie. Nie dit ervaar het aan jouself nie. Ek dink tweedens is dit om te sê, dit is 'n keuse wat ons maak, omdat ons weet dit is die regte ding om te doen. Omdat ons weet dit is wat God van ons vra. So dit is 'n besluit. Volgende ding wat ek wil sê is dat as jy hierdie besluit gemaak het, dan is dit om te weet dat jy dit nie kan doen sonder God se hulp nie. Dit is nie, bo menslike vergifnis is nie menslik moontlik nie. Dit moet iets wees wat God ons mee help. Hierdie innerlike medelee is medelee wat God dan ook vir ons moet gee. Dis ook om te weet dat vergifnis nie noodwendig alles net gaan regmaak nie. Maar dit begin 'n proses van genesing. Miskien soos om uiteindelik 'n wond skoon te maak en die steke op te sit, sodat daai infeksie kan weggaan en die genesing kan begin. Want as jy nie vergewe nie, dan sê jy, kyk my wond, kyk my wond, kyk my wond. Maak dit reg, maak dit reg, maak dit reg. Maar vergifnis is om te sê, ek spreek jou vry van dit. Dis om te dink aan die beelde wat die Bybel gee ook. Om te vergewe beteken om los te maak, om iemand te laat gaan, hulle vry te spreek. In hierdie teksgedeelte, die woord wat Petrus gebruik om te vra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, is presies dieselfde woord wat later met kwytskelding vertaal word. Dis dieselfde woord. Hulle vertaal dit net verskillend. So, om sonde te vergewe, is dieselfde as om skuld kwyt te skeld. Dis interessant, né? So wat dit vir ons sê is dat ek hou dit nie meer teen jou as iets wat jy my verskuldig is nie. En dan kan jy iemand vergewe wat nie eens berou het teen jou nie. Dit is 'n wilsbesluit gegrond op God se groot genade. En al is dit moeilik, is dit waarskynlik die ding wat die Here die meeste van ons vra. Ons as gemeente, ons is nie wetties nie, nê. Ons staan baie min hier en vra van jou, jy moet dit of jy moet dat. Maar as ek die skrif gaan lees en kyk na Jesus se woorde, dan druk dit swaar op my as hy sê, as ons nie mekaar vergewe nie, kan hy ons nie vergewe nie. As hier so staan, as jy jou medeslaaf nie vergewe soos ek jou vergewe het nie, kyk wat gebeur op die einde. Hy ontbied hom en hy sê, jou slegte slaaf, daai skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook met jou medeslaaf begenadig, soos wat ek jou begenadig het nie? En hy het toe kwaad geword, en hom aan die folteraars oorgegee, totdat hy al die skuld sou terugbetaal. En dan sê hy, so sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ek is nie iemand wat vreesgedrewe leef nie, maar dit ruk my, as ek moet dink dat my onbereidwilligheid om te vergewe, word amper soos iets wat my vergifnis van God af verbeur. Ek kan nie dit anders lees as wat dit hier staan nie. Want dit is aan die hart van wie God is. Vergifnis is 'n ander manier om verlossing eintlik te vertaal.
En daarom roep God ons om dit te doen. En dan eindig ek met die vraag vanoggend, wat is die verskil wat vergifnis in my lewe sal maak? Ons is bang om te vergewe, want ons dink nou iemand wat skuldig is, gaan nou vry rondloop, en ons voel, maar jy moet nog iets. Maar kom ons vat dit na ons huise toe, kom ons vat dit na ons naaste verhoudings toe. Vergifnis help ons om lig te leef. Ons hou nie rekord van die oortredings van mense nie, ons dra nie hierdie bakstene rond nie. So dis definitief bevrydend. Dis verligtend. Vergifnis vat 'n houvas weg wat iemand op jou het, wat jy eintlik vir hulle gee. Vergifnis bring herstel tussen jou en jou medemens, tussen man en vrou en ouer en kind. Dit bring versoening tussen mense in die geloofsgemeenskap. Versoening en vergifnis, dit gee vir jou innerlike vrede, vryspraak, verligting. En jy sal eers al hierdie goed beleef wanneer jy vergewe het. Dit is om 'n swaar rugsak vol klippe te kan neersit en lig en vry weg te stap met die goedheid van God se seëninge wat hy vir jou gee. En die verskil wat dit sal maak is dat jy iets in jou verhouding met God gaan beleef wat jy jouself van weerhou het vir so lank. Ek dink dat baie van ons nodig het om weer en weer te hoor dat die Here ons vergewe het. En dat daai massive hoeveelheid skuld is afgeskryf. So die gedagte dat jy 'n goeie lewe moet leef om op te maak, dis net super belaglik. Dit is soos om te dink dat jy iewers as 'n normale dagloner 13,8 miljard rand in die hande gaan kry. So om herinner te word dat die grootheid van my skuld, wat ek nie kan delg nie, dit het God vir my gedoen. En dan besef ons, maar ons is eintlik 'n gemeenskap van vergeefdes wat vergewe. En dit begin by die kruis van Jesus, waar ons vergifnis ontvang. Maar rondom ons kyk en sien dat ons broers en susters is ook diegene wat deur God vergewe is. En daarom moet ons en kan ons vergewe. Ek gaan jou 'n paar oomblikke gee van stilte, om net te hoor, wat is dit wat die Gees ook in jou hart kom spreek vanoggend. Here, ons hou tog so maklik vas aan die klein onregte wat ons voel mense ons aangedoen het. Dit is baie keer so simpel. Maar ons verstaan nie wat dit eintlik aan ons doen nie. Dit vergiftig ons. Dankie Here Jesus dat U vir ons hierdie miljarde skuld kom vergewe het, sodat ons die bietjie wat mense teen ons doen, kan vergewe. Dankie dat daar geen sonde is wat te groot is vir U om te vergewe nie. Dankie dat daar geen oortreding teen ons is wat U ons nie sal help om te vergewe nie. En ek bid vanoggend, Here, vir elkeen hier wat sukkel hiermee, vir bevryding, Here, vir 'n verbreeking van daai onvergewensgesindheid en bitterheid, sodat genesing en herstel kan inkom. Geef vir ons nederige harte, Here, harte wat bewus is van die feit dat ons self ook maar net sondaars is wat verlossing nodig het. Amen.